Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live, net hier op TikTok. Want deze vibe, en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Welkom bij Pro en Praat, seizoen 1, episode 2 julle. Let's go! Zit jullie handen bij elkaar, want Dank ons jullie. is nog niet klaar. Jouw favorite Zo, welkom in. melks, zijn naam. En die kan je ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys! Baie welkom elkeen. Veral 'n spesiale welkom aan ons gas, Lisa. Baie welkom. Dankie. Dit is 'n voorreg om jou hier te kan hê. Nou, ek gaan vir jou oorgee, Lisa. Okay. Let's go, girl. Wat wil jy van my oorgee? Ek wil vir jou die geleentheid gee om daai vloes tune vir ons te gooi. Wel, Chris is so vroeg in die show al. Nee, goed dan. Ja. Is jy Let's seker? go, girl. So vroeg al. Ons is doodseker. Nou, want ek Please het hom nog stop gestuur the in shake, die kant. Kijk ons. So let's go guys. Vanaand se gas is 'n bekende TikTok persoonlikheid. Sy kom van Kreersdorp in Gauteng, maar bly tans al 5 jaar in Gordons Bay in die Weskaap. Haar positiwiteit is aansteeklik op TikTok. Haar doel is om mense gelukkig te maak en dalk 'n beter siening te gee oor mense op sosiale media. En in die proses nuwe vriende te maak. Sy is 'n baie spontane bubblebackie wat dit baie geniet om mense te help en 'n baie groot hart vir diere het. Sy is en het baie guts en sê nie sommer nee vir goed nie. Sy huil baie vinnig, maar het selfs 'n groot sin van humor. Sy is baie erg daarop om voluit te leef en partymal ook te doen sonder om te dink. 'n Interessante feit oor haar is dat sy 'n groter hart vir diere as vir mense het. Omdat sy voel mense het beheer oor uitkoms van sekere situasies as dit kom by homelessness en diere het nie. Maar sy is wel iemand wat help waar sy kan in enige geval met mense ook. Daar is julle, daar het julle 'n bietjie meer info oor ons gas. Lisa, the floor is yours. Okay, great. Is julle ready? We're ready, girl. Ja, so wat julle ken my as die vloes met die blonde hare. So. Wat dan is die valley waar jy my kry? In 'n leather jacket op 'n baie wat ek ry. Net soon ek is pepperd as die boot se engine raas, maar ek promise jou, chomma hier kom en girl is los. Ek klap vir jou as jy met ander koese chat.
Al is jou byna mot, lips, haksie of ger. Ek like armdruk die karaoke koningin. Ken elke move, elke groove, elke ding, maar wat ook al jy doen. Moet nie laat ek jou hoor nie, jy wil nie 'n fight met 'n chick se sak verloor nie so. Sit my choma, you like it my own, thinking Macarena, hello, can you go? You said my choma, you like it my own, the Cape Town blues is on the loose. Hey, ek was jou. Open die rubber baby as ek jou impress. Ek like a diesel ou en 'n witte DC dress. Skoene met hakke laat my voete swel en ryk. Ek service self die karre en draai my eie styl. Ek like Britney Spears, Dolly Parton is my held. Ek snork as ek lag, box vir extra geld. Jy sien ek is crazy, jy dink ek is so sick. Jy kan lag en vinger wys as ek getune pollas red, maar wat is dat jy doen? Moet nie laat ek jou hoor nie, jy wil nie 'n fight met 'n chick se sak verloor nie so. Is it my choma, you like it my own, thinking Macarena, hello, can you go? Is it my choma, you like it my own, the Cape Town blues is on the loose. Hey, ek was jou. Diep in my hart, ek bly 'n mens. Actually, 'n metroman is my wens. Ander as ander ek skiem, kan ek min verander, sou aanvaar die excuse. Ek is 'n wille, football, blues, whatever. You like it my own, hello, can you go? You said my choma, you like it my own, hello, can you go? How low can you go? The Cape Town blues is on the loose. Hey, ek watch jou. Well done, Lisa! Julle, dis was hoe ons aand begin. Ja, met die Nou- blues. En daar sy, let's go guys. Nou vanaand se geur, dit wil sê die topik is sukses. So ons gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor gesels. So, julle, is julle gereed vir vanaand? Ek sien hier's 'n lekker vibe, julle. Dit is amazing. Let's go guys. So, Lisa, ek wil vir jou weer eens sê baie welkom. Ons is so dankbaar en bevoorreg om jou vanaand saam met ons te kan hê. Aan al ons kykers, baie welkom. Ons is bly dat julle ook ingeskakel is. Nou Lisa, ons gaan wegspring en ons gaan begin met die eerste vraag. En dit is, wat beteken sukses vir jou persoonlik? Sukses beteken persoonlik vir my, as ek dit nou op 'n persoonlike vlak vat, iets wat jy hard voor gewerk het, wat jy bereik. So met ander woorde, ek voel ek is suksesvol as ek hard gewerk het om byvoorbeeld, kos wat iets stupid, om my hare swart te kry en ek kom nou uiteindelik na 'n lang proses, uiteindelik dan voel ek is suksesvol. So dit beteken vir my, dis iets waarna jy persoonlik streef, as jy persoonlik ietsie soek en jy bereik dit, dan is dit jou sukses, ongeag wat dit vir ander mense lyk as. Definitief. En ek stem saam met jou, vir my is sukses daai doel wat ek bereik in die lewe. Daai wat ek hard vir gewerk het om daarby uit te kom. En wanneer jy uiteindelik bereik het, dan is dit die sukses wat jy bereik het. Yes. Awesome. Die tweede vraag is, dink jy sukses word meer gemeet aan geld, geluk of impak? Ek sal sê al drie van daai speel 'n groot rol. Maar as ek dit moet vat, sal ek sê geluk, want ek voel daar's net 'n handjievol dingetjies wat jou geluk, soos geld byvoorbeeld,
dit maak jou net gelukkig in sekere aspekte. Jy kan dit nie koop nie, so verseker geluk, want as jy streef na iets en jy werk hard en jy bereik dit, en dis jou sukses, so jy gaan gelukkig wees, so definitief geluk. Definitief. Ek gaan ook saamstem met jou, al drie van hierdie geld, geluk en impak speel 'n groot rol in sukses. Maar ek dink op die ouend is die belangrikste die geluk, want as jy nie gelukkig is in dit wat jy doen nie, hoe gaan jy sukses daaruit kry? En impak, as ons byvoorbeeld impak gaan vat, is dit, as jy nie 'n impak maak nie, hoe gaan dit dan suksesvol op die ouend van die dag wees? So, ja, definitief. Dit bring ons dan by vraag 3. En dit sê, kan iemand suksesvol wees, maar steeds onvervuld voel? Ek dink so, ja. Ek dink as jy, kyk, mense het normaalweg 'n passie vir iets, en mense kan dit bitter vinnig verloor. So ek voel as jy 'n passie het vir iets, en jy bereik jou doelwit, en jy verloor jou passie vir daardie ding, dan voel ek dalk jy soos kan dalk nie noodwendig gelukkig wees in dit nie, en jy voel dan nie, jy voel nie suksesvol nie, alhoewel jy is, want jy dalk ietsie groter wou bereik, of iets soos dit, soos jy voel nie noodwendig suksesvol nie, want jy het jou passie verloor, of jy het groter verwag, daai tipe dingetjies. Baie dankie julle. Ek gaan ook sê ja, definitief op hierdie. Want mens kom op daai plek in jou lewe waar jy hopeloos voel, waar jy voel, gaan ek vorentoe? Is dit die moeite werd dit wat ek doen? Moet ek aanhou om dit te doen? En dan is dit net bietjie, sorry julle, is dit net bietjie daai, hoe kan ek sê, daai moed wat jy iewers kry, daai inspirasie wat jy dalk iewers raak gelees het, wat jy weer daai hupstootjie gee om voor Nog 'n ding wat 'n groot rol kan speel in dit is, as jy negatief is, as jy jouself vergelyk met ander mense se suksesse, dan gaan jy ook nooit suksesvol voel nie, want daar gaan altyd iemand in die lewe beter wees as jy. Altyd. Ja. Daai Ja. is so waar. Nou, 'n interessante feit. Dit bring ons by ons interessante feit. Melissa, is jy gereed? Yes. Gooi vir ons een. Okay, so actually, as julle nie geweet het nie, 90% van die mense wat suksesvol is, het nie klaar die skill gehad nie, dit was bloot consistency. Hulle het letterlik consistent gebly in wat ook al hulle gedoen het. Hulle het nie noodwendig die skill daarvoor gehad nie, maar hulle het hard gewerk totdat hulle daai skill ontwikkel het. So met ander woorde, jy het ook nie nodig om goed te wees in iets nie, maar as jy consistent is en jy werk hard, dan gaan jy ook sukses bereik. Definitief. So kom ek gooi vir julle enetjie. Studies wys dat iemand wat hulle doelwitte met ander deel, persentasiegewys dubbel die kans het om daarin sukses te behaal. Dominican Universiteit se studieresultate wys dat mense wat hulle doelwitte deel, 70% suksesgraad bereik, teenoor die wat dit privaat hou, wat net 35% suksesgraad bereik. Goed, so dit is so 'n interessante feit wat ons in gedagte kan hou, die twee feite wat ons met julle gedeel het. Lisa, hoe ondervind jy vanaand so ver? Ek vind dit eintlik baie lekker, dit is vir my baie lekker, dit is ietsie anders. Dis goed, ek is baie bly om dit te hoor. Ons vierde vraagie is, wanneer het jy gevoel dat jy sukses bereik? In 'n mate, as ons praat van social media, gaan ek sê ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is al baie verder as wat ek begin het. So, ek dink elke nuwe dag wat ek my lewe deel, wat ek my mense sien, wat ek interaksie het met mense in die buitewêreld, oral in die wêreld en in die land, voel ek, dit is elke dag, ek voel suksesvol elke liewe dag, want ek bereik elke dag ietsie nuut, daar's elke dag ietsie anders,
So ek sal nie sê ek is 100% waar ek wil wees as dit kom by dit nie, maar ek sal sê ek voel suksesvol elke liewe dag. Ek het elke dag vandat ek begin het ek elke dag 'n verskil gesien en dit is hoe ek my sukses sien, is dat ek het verbeter en ek het consistent gebly en ek het hard gewerk. So ek dink ek het dit gevoel teen die tweede dag wat ek op 'n livestream gesit het voor 'n kamera, het ek gevoel dit is hoe sukses voel, want jy werk en jy word beloon daarvoor. So dis my antwoord. En ek moet sê, ek stem ook saam met jou. Vir my gaan dit weer oor presies soortgelyk dat dit is daai persoonlike doelwitte wat jy vir jouself gestel het. Om by dit en wanneer jy dit bereik, dan voel jy suksesvol. Nou En julle, ek wil ook nog bysit, hulle noem dit growth in Engels. As vir die mense wat mooi soos growth. definitief. Daar's altyd daai groei en ek dink Yes. ons elkeen het 'n plekkie waar ons kan groei. Jy's 100% reg. Nou Lisa, ek het vergeet om dit in die begin vir jou te noem. Jy het 'n werkie vanaand en dit is om in die comments dop te hou wie vir jou 'n goeie comment los oor een van die vragies wat ons behandel. En daai persoon gaan ons 'n kans gee om in die boksie te klim en vir ons bietjie meer daaroor uit te brei. Daai is jou werkie. Okay. No pressure, girl. No pressure. En as daar niemand ietsie sê nie, Dan wat jou hart ook al vir jou sê om te doen. Gaan ons wie ook al ons moet insit, gaan ons insit. okay. Nommer 5. Het jou definisie van sukses oor tyd verander? Ja. Dit het. Ek het in die begin, hierdie gaan nou 'n storie raak, julle verskoon my naam's Bubbles, aangename kennis. Ek het in die begin gedink, sukses is wat jy vir die buitewêreld wys. As jy die mooiste kar ry, die beste foon het, die duurste huis besit, die duurste oorlosie dra, al daai tipe dingetjies, het ek gevoel half, ek het dit gesien as sukses. Sjoe, daai mense is suksesvol want hulle ry die mooiste kar. Maar dit het verander toe dit kom by kleiner dinge. Vir my, wat vir my sukses was, en dis nou 'n storie, is, wat vir my sukses was, is, ek het so 'n paar jaar terug, toe ek nog op skool was, skole verander, en ek het gegaan van die stadigste meisie na een van die vinnigstes toe, in die hele skool, en dit was vir my sukses. Toe maak die aardse goed nie meer vir my saak nie. Toe worry ek nie oor wie die beste foon het, of wie die mooiste kar ry nie, maar meer oor ek wat vorentoe beweeg het en hard gewerk het en toe 'n doel bereik het. En ek dink daar het my oë opgegaan, soos dit gaan nie altyd oor wat jy het of wat jy besit nie, maar meer oor, weer eens, dit kom terug by persoonlike sukses. So ek sal sê ja, die aardse dinge is 'n hele teenoor, soos 'n hele ander ding, want 'n friggin nuutste Mercedes is nie te sê jy is gelukkig in jou hart nie, en dan voel ek persoonlik, jy bereik nie sukses ten volle persoonlik nie, want jy het nie, jy sit nie geluk daarin nie, jy ry 'n mooi kar, maar wat baat dit jou eintlik? So ja, die aardse dinge in my opinie, ek het altyd gedink sukses is oor wat jy het. En dan as jy die nuutste mooiste goeders het, is jy suksesvol, maar my perspektief daaroor het wel verander die dag toe ek besef dat dit is nie wat saak maak nie. Definitief. En ek moet ook sê, my definisie het ook verander oor tyd, oor sukses, want toe ek jonger was sukses vir my die drome wat ek het, soos ons sê, ons sien altyd die luukse lewe, die baie geld, die rykdom, maar soos ek ouer geword het, die sukses vir my gegaan oor die doelwitte wat ek bereik in my lewe. Al is dit klein stappies, dis nog steeds iets wat jy bereik. En ek glo dat jy die klein dingetjies moet vier, want jy het iets bereik waar jy kon terugsit en opgegee het. One step at a time. Hoe eet jy 'n olifant, julle?
Jy eet hom happie vir happie. Ja, my. Die 6de vraagie. Dink jy die samelewing? Nou kyk, hierdie is 'n onderwerp waar 'n mens kan praat, die vraag. Dink jy die samelewing plaas druk op ons om 'n sekere weergawe van sukses na te jaag? Ja. En hierdie kan in soveel verskeie kategorieë geplaas word. Dit kan weer eens oor wat jy besit en oor hoe jy lyk. Veral op social media is 90% van ons mense op social media, mense wat dit ken en wat dit op 'n alledaagse lewe beleef en wat 'n impak het op mense, of dit nou groot of klein is, sien dat dit nie noodwendig, dus ons vergelyk onsself. Dit kan in soveel verskillende kategorieë geplaas word. Ek gaan nou die manier hoe jy lyk as 'n voorbeeld gebruik. As jy 'n mooier meisie sien as jy, dan gaan outomaties jou insecurities vir jou begin vreet van binne af. En dit het 'n moviese impak op 90% van die mense se gesondheid, se mental health, al daai tipe dingetjies, want dit plaas nou druk. Okay, maar hierdie meisie het nou hierdie video wat nou mooier is as ek, het sy nou vir my, het sy nou 10 meer likes as ek op haar video is, wat ek presies dieselfde, is sy nou mooier, is sy nou dit? Selfde met goeders, as jy 'n video neem met jou iPhone 17 Pro Max in die spieël, en ek neem die presies dieselfde video in die spieël met my Samsung, en joune kry meer likes, dan gaan ek outomaties voel, dit plaas druk op my om daai selfde goeders te kry of sukses te bereik as mense dit so sien, om dit te kan doen. En dit plaas verskriklik baie druk op mense in soveel maniere. Daai was nou net 2 baie goeie voorbeelde wat ek seker is 90% van ons mense in die comments en jouself kan vat en sê, wow, dit het al met my gebeur. Ek het al myself vergelyk met ander mense oor hoe hulle lyk of oor wat hulle het. En dis mense wat ons 90% van die tyd nie eers ken nie op social media. So my opinie is maar net, dit het 'n baie groot druk. Dit is maar net oor hoe jy dit sien. Ja. Definitief, ek stem saam met jou. As ek iets moet sê, gaan ek definitief sê dat ja, die samelewing plaas groot druk op jou, want soos Lisa gesê het, op social media veral sien ons dit. Mense wat die fancyste karre ry, die nuutste fone het, die fancyste klere het, en net solank jy inpas, want dit is waaroor dit vir die mense gaan, dat om heeltyd in te wil pas is moeilik om by daai standaard te bly, want die standaard bly continuously heeltyd verander. So jy gaan nooit kan regkry in elk geval om by daai standaard te bly nie. Daar gaan So altyd iemand beter as jy wees. Definitief. So just be, hoe kan ek sê, wees net, aanvaar net dat jy jouself kan wees. Wees net jouself, man. Dis 10 keer beter. As jy 'n mooi kar het en jy 'n fancy foon het en jy die beste huis en die mooiste TV en die alleste het, nou judgment teenoor jou nie. Dit gaan nie noodwendig, ons sê nie julle is slegte mense nie, ons sê dit noodwendig vir van die mense wat dit ook nie het nie, vergelyk hulle self met daai tipe standaarde en kan nie byhou nie, en dit is wat die impak het. So as jy dit het, good for you. Ek wil dit ook eendag hê. Ja, hoe sê ons? Eendag wanneer ek groot is. Eendag wanneer ek groot is. Definitief. Nou, dit bring ons dan by ons tweede feit. En ons tweede feit, Lisa, ek gaan vir jou die kans gee om weer eers te gaan. Jy's ons dame hier vanaand, so gee vir jou die kans. Julle, nog 'n interessante feit. Volgens studies, ofwel studiegewys, ons praat nou fancy. Studiegewys sê hulle, al die mense wat ons sien, Elon Musk, die fancy sangers, al julle famous mense, het almal van hulle, ofwel 90% van hulle, het eers soos 4-5 keer gefail, totdat hulle uitgekom het waar hulle wil uitkom. Hulle het net consistent gebly, dis waar die eerste feit inkom, consistency is key. So, met ander woorde, hou net, as jy fail, hou net aan. Want 90% van die mense wat suksesvol is,
hou aan en hulle het gekom tot waar hulle is, omdat hulle gefaal het. En as ek kan saampraat hier, dink ek glo jy sal saam met my stem, Lisa, dat baie keer in my lewe het ek gehoor, mense sê, as mense vir jou moed gee, sê hulle, moenie ophou nie, is amper daar. Dan voel jy, soos, wanneer is jy amper daar, maar ek beloof jou, as 'n mens aanhou, gaan jy eventually Yes. daai lig wat deur gaan kom vir jou. Yes. Simon, lekker om jou hier te hê. Sukses volg geluk en nie andersom nie. Kom ons hoor. Baie mense glo hulle sal geluk vind sodra hulle sukses behaal. Maar psigiese studies bewys dikwels dat geluk 'n voorafgaande kenmerk is voordat sukses behaal word. Positiewe mense is meer weerstandig teen negatiewe invloede. Hulle is meer kreatief en beter met probleemoplossings, wat dikwels natuurlik na sukses lei. Presies wat ons vroeër vanaand gesê het, dat geluk speel 'n groot rol in een van daai 3 goed waaroor ons gepraat het. Yes. As jy nie gelukkig is in iets wat jy doen nie, dan is dit, hoe kan ons sê 90% dat jy dit dalk nie suksesvol gaan doen nie. Jy sal dalk nie noodwendig die sukses in iets sien as jy nie gelukkig is waarin jy dit doen. Definitief. Lisa, het jy al enige interessante comments gesien? Ja, hierso People's Podcast het gesê, grootste lieg in die lewe en baie mense sal nie saamstem nie, is geld koop nie geluk nie. Ek stem nie saam met dit nie. Of ek stem saam met dit, geld koop nie geluk nie. Julle, weer eens, het kom terug by, jy kan die mooiste, beste, grootste huis, mooiste kar, beste foon, beste alles hê. As jy nie in jou hart gelukkig is met jouself nie, dan is daai goeders irrelevant teenoor jou sukses. Maar, nou weer, ander mense se opinies kan ook verskil. Dalk was jou grootste doel in die lewe om die mooiste kar te ry in jou dorp en jy het dit behaal. So, ek stem saam, maar ek stem nie saam nie. Persoonlike opinie, geld is irrelevant, dis 'n stukkie papier wat eintlik maar net ons mense in die samelewing help om te manage. Geld koop nie geluk nie. Ek wil nie in my miljoen-rand se mansion en my 3 miljoen rand se kar met my 5 miljoen rand se foon in 'n huis sit stoksiel alleen nie. Ja, So, it can go both ways. Dit hang net af hoe jy persoonlik voel oor iets. definitief. OG Rave, I agree 100%. The more you own, owns you. Dit begin, hoe meer jy het, dan begin dit oorvat in jou kop. Dan Yes, het jy dit die vat woord oor in jou kop en in jou brein. So, ja. Nommer 7. Watter mislukkings het jou die meeste oor sukses geleer? Ek sal sê social media. Social media, want ek het op 'n stadium opgegee op dit. En die oomblik toe ek my passie bymekaar kry en moed bymekaar skraap en my alles insit en hard probeer, het ek sukses behaal waarvoor ek nog heeltyd gewag het. So I failed, I gave up, but I stood up again and I tried again. So verseker social media. Want ek het nie naaste my gedink, my platform sal soveel impak hê op mense soos wat dit het nie. Want die hoeveelheid mense wat ek al hoor met my praat oor wat se impak ek het, net deur partykeer vir hulle te smile of vir hulle 'n grappie te vertel of actually met hulle te kommunikeer, wat se impak ek dalk noodwendig op daai mense se dag, week, lewe, self-confidence gehad het. En dit is wat my sukses beteken, dis om ander mense te nie benadeel nie, is om ander mense gelukkig te maak en nie people pleasing nie, maar een van my doele is, dit hou my gelukkig as jy gelukkig is. Ja. So,
Ek sal sê social media was my grootste struikelblok, want dit het soveel kere waar dit 'n mens se gemoed en siening oor dit heeltemal afbring. Maar weer eens, dis waar die interessante feit inkom van moenie opgee nie. Probeer net harder, because when you fail, get up, go back again, soos moenie opgee nie. So ja, verseker TikTok veral, dit het 'n baie negatiewe impak op my lewe gehad op 'n stadium. En dit het my heeltemal totaal en al wil ek sê as mens verander. En dit is hoe ek besef ek wil nie die sukses waarvoor ek streef nie, want ek doen dit nie reg nie. So weer eens, to start from the start and build myself all the way back up again 'n paar keer. So ja, social media, verseker. As ek moet sê die mislukkings wat my die meeste oor sukses geleer het, is daai tye wat ek myself dalk gefaal het in iets wat ek gedoen het. Want as jy faal, dan moet jy 'n bietjie ondersoek gaan instel, waar het ek verkeerd gegaan? So wat jy daar kan aanhou bou en groei op die ou en sodat jy by daai suksesse kan uitkom in die lewe. Motiveer. Dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie. Yes. Nommer 8. Wat is of wie is iemand waarna jy opgekyk het of waarna jy dalk nog steeds opkyk in jou soektog na sukses? Ek sal sê my ma, sy het al soveel dinge deurgegaan in die lewe en sy voel dalk nie noodwendig altyd suksesvol nie. En sy dalk nog steeds nie die sukses wat sy wil bereik tot op die punt toe nie, maar sy het 'n rykdom van mense in haar lewe en baie sukses wat sy dalk nie noodwendig sien nie, en dit hou haar humble. So ja, my ma. En ek dink ek is bly dat jy die woord humble genoem het. Ek dink dit is belangrik dat ons humble moet bly, want soos ons gehoor het dat as jy hoogmoedig raak, verander jou houding totally en dit kan op die ou en toksiek wees. Jy kan mense begin wegstoot want jy dink jy's beter as ander. So ja. Ek gaan nie, daar's nie 'n spesifieke persoon vir my nie, maar ek kan wel sê deur inspirasie wat ek dalk iewers gekry het. Ja, definitief by mense, mense wat lief is vir my, geliefdes, vriende, social media, iewers op social media, definitief. Daai inspirasie wat jou daai hupstoot gegee het om vorentoe te gaan. Definitief. Ja. Nommer 9. Watter gewoontes dink jy, Lisa, het suksesvolle mense in gemeen? Consistency. Sorry julle, ek weet ek kom heeltyd terug op hierdie ding, maar sukses is nou maar consistency. Bly konstant. Ja. Soos hamer op daai ding wat jy dit wil hê. Werk hard. It's not gonna be handed to you. So letterlik consistency en moeg. Moeg. Of wat is of jy moeg is vir mense of moeg vir jouself, moeg. Ek hoor jou. Definitief, ek dink ook om jou in daai routine te hou. Ek meen, ek like daai comment, Chris. Work smart, not hard. Definitief. Ons laaste interessante feit vir vanaand, Lisa, ek gaan weer vir jou die kans gee. Dis baie amper dieselfde as die ander ene, maar dit is ook baie hallo Michaela, dit is ook, hallo julle, sorry, almal in die comments wat ek nie groet, hallo. Volgens Woek is 90% van die mense wat weer eens hulle sukses en hulle doelwitte met mense deel, en wat bereid is om die wat nie mense dit in Afrikaans, die battles, soos wat bereid is om die battles te fight, ongeag hoe hard jy moet fight,
is suksesvol en net op te gaan en so weer eens moenie quit nie. Soos moenie quit nie. So 90% van die mense wat vandag wil ek sê ek wil nie sê homeless nie, maar paar van die mense wat nie regtig iewers gekom het in die lewe tot waar hulle gekom het nie is omdat hulle gefaal het. So interessant feit, moenie opgee nie. Boom. Definitief. So ons laaste interessante feit is die beduidende krag van opdaag, om op te daag. Dit word geskat dat 85% tot 95% van sukses oor die algemeen 'n direkte resultaat van eenvoudig opdaag is. Om jou gemaksdone te verlaat en teenwoordig te wees in omgewings waar geleenthede bestaan, is dikwels die primêre vonk vir werklike sukses, beduidende geleenthede. Yes. So eenvoudig om op te daag. Om jou Yes. leigat gelyk een kant toe te sit en op Ons te almal is daag. skuldig daaraan, julle. Definitief. Ek is nog Nee, steeds ons- nie in die gym nie. Ek is nog steeds nie in die gym nie. Definitief, Jana. Nommer 10. Hoe bly jy gemotiveerd wanneer sukses nie in sig is nie? Julle, hierdie gaan nou baie movie cliché klink. Maar en dit gaan nou soos dit as jy met die regte mindset hierna kyk, okay, julle verstaan my brein, ek is 'n girl, okay, so ek dink so. Verstaan my brein. Dis nie altyd 'n slegte ding om jou te vergelyk met mense nie, maar jy moenie jouself vergelyk nie. Ek vergelyk nie myself nie. Ek kyk net noodwendig na mense wat baie dieselfde doelwitte het as ek. Stupid voorbeeld, jy ry die mooiste BMW. Dis een van my groot doele om eendag 'n BMW te ry, okay? So ek gaan en ek sien jy werk hard vir jou sukses. Jy deel met my, kyk, hoorie, dit kom nie van self nie. Ek werk daarvoor. So ek sal nie sê ek vergelyk my met jou nie, maar jy motiveer my of so motivering van ander mense af wat min of meer dieselfde doelwitte as ek het. So ek vat nie dat ek vergelyk myself nie, maar ek vat motivering van jou af want ek sien waar jy al gekom het. En ek sal ook graag eendag, of dit nou oor 10 jaar of oor 'n jaar of oor 'n dag is, myself ook daar te hê. So ek sal sê motivering van mense, al is dit mense wat ek nie ken nie, YouTube, TikTok, whatever, motivering van mense af wat min of meer dieselfde doel het as ek, wat al verder as ek gekom het in die sin van wat hulle wil hê. As dit wat al harder as ek gewerk het om dit te kry. So motivering van mense af, van mense wat dieselfde goed het of doen of sien of mense wat verloof is. Julle, ek is nog nie reg om te trou nie, maar ek soek 'n verloofring. Wat ek koek. Verstaan julle? Werk hard. Nee, definitief. Nou, ek dink wat my gemotiveerd hou is dat ek onthou die rede hoekom ek begin het in die eerste plek. Ja. En dit skep daai motivering om aan te hou. Dit is nie altyd maklik nie, maar en definitief mense wat jou ook motiveer. Weereens kom dit op neer, mense na aan jou speel ook 'n baie groot rol. Die 11de vraagie, gaan sukses meer oor die reis of die eindbestemming? Die reis. Julle, YOLO, you only live once. YOLO, gaan freaking hier daai chocolate roomys sal tel jy 10 kilos op. Môre drop jy dit weer in die gym. Tel jou leigat uit die bed uit op na jou chocolate roomys en gaan klim op 'n treadmill. Eet jou donders chocolate roomys. Okay, YOLO, jy lewe een keer, doen dit. Moenie nie stupid wees nie, maar doen dit. So definitief die reis. Ouma hoor, wie gaan vir iemand kan sê, ouma hoor, ek het 'n traffic cone gesteel, maar weet jy wat? Ek het my aand geniet want ek het by 'n rooi robot gestop daai aand met 'n traffic cone. Wie gaan dit kan sê? Jy gaan kan. Wie gaan kan sê, ouma hoor, ek het by 'n konsert op die stage geklim. Hulle het my uitgeskop, maar ek het dit gedoen. Wie gaan dit kan sê?
So weet jy, die reis is belangrik, julle. Maak seker dit doen iets wat jou gelukkig maak, dan gaan daar altyd fun things wees. Jy gaan 'n storie kan vertel. Jy gaan nie net sê ouma hoor ek het voor 'n rekenaar gesit nie. Jy gaan sê ouma hoor ek het voor 'n rekenaar gesit en soos 'n boek in 'n dag gelees wat soos 300 bladsye was. Dit was insane en ek het nie geslaap nie en ek het skors geëet, maar weet jy wat ek het dit gedoen? Soos doen dit. Julle doen dit. Die reis is soos die eindbestemming is great en al, maar as jy terugkyk en net 'n storie om te vertel, dis even greater. So doen dit met die wete dat dit jou gelukkig gaan maak. Al steel jy jou donkie se traffic cone en jy het jou license 3 keer gefile, jy het 'n traffic cone gesteel. Hoekom het jy jou license gefile? Nee, ek weet nie, dalk omdat ek 'n traffic cone gesteel. Dis wat dit is. Dis die reis. Maar weet wat, next time wanneer jy 'n traffic cone steel nie, dan file jy nie jou license nie. Nee, definitief. Ek dink ook die reis, definitief. Want jy leer soveel dinge op die reis. Soveel dinge wat jy aanpak op die reis. En dan wanneer jy finally die eindbestemming behaal het, kan jy nog meer proud wees op jouself oor dit wat jy behaal het. Ons 12de vraag is harde werk genoeg om sukses te waarborg? Ek dink nie enigiemand kan sukses waarborg nie. Ek dink nie enigiemand kan sukses waarborg nie. So daai is 'n baie moeilike antwoord. Ek gaan sê nee. En dis nie altyd te sê as jy hard werk dat jy suksesvol gaan wees daarin nie. Want ek gaan geloof inbring en ek's baie jammer vir die mense wat nie gelowig is nie, maar as liewe Jesus vir jou beplan het en sy plan is om vir jou eendag 'n movie se huis te gee, maar jy werk hard vir 'n vir 'n nuwe kar, dan soos verstaan julle wat ek bedoel daarbey, soos dan is jou harde werk vir daai nuwe kar nie noodwendig altyd genoeg om jou uit te bring tot by jou bestemming nie, want dit is nie wat die plan was nie as dit sin maak. So Ja. ek sal nie sê ja nie, maar as jy nou sukses moet define in hard werk geld gewys, wat mense dalk nie altyd sien as sukses nie, ja, want geld koop nie sukses nie, dis die waarheid, maar baie mense vind geluk in die sukses wat hulle wil bereik met 'n nuwe kar. So met ander woorde, as jy hard werk in jou werk en jy bereik jou sukses om jou nuwe BMW vir jou te koop, sure. Maar as jy 'n ander siening oor dit het en jy sien dit dalk anders, dan nee, is harde werk nie genoeg nie, in my opinie. Nee, definitief. En ek gaan ook sê nee op die, want jy kan hoe hard werk, jy kan jou alles gee, maar jy kan nog steeds nie, dit beteken nie noodwendig dat jy nog steeds daardie sukses gaan behaal. Yes. En ek stem saam met jou, Lisa, en ons weet, ons kan 'n vers hierso ingooi. Jeremia 29:11 sê vir ons, God het vir ons elkeen 'n hoopvolle toekoms beplan. Dis op Ons my laaste ligte vraag. julle. Awesome, Lisa, awesome. Ons laaste vraagie, dan begin die fun. Julle, dan begin die fun en games. O, Jesus. Laaste. O, Christus sê jy. Ek dink jy gaan dit weer sê. Lisa, binnekort. O, Christus. Okay. Laaste vraag. Voordat ons by die krisis uitkom, skep sosiale media 'n false wanpersepsie van sukses. Ja. Julle, net omdat ek die beste iPhone het, beteken nie ek is gelukkig nie. O, krisis nie dit doen nie. Ja, dit skep 'n wanpersepsie. Jy dink dalk jy daai meisie is moer gelukkig want sy het 'n fancy kar. Nee, sy is nie. Haar boyfriend het dit opgebreek. So, nee, ja, sosiale media skep 'n baie wanpersepsie van sukses, want dit beteken nie omdat ek die mooiste kar het of die beste huis het of grootste foon het dat ek gelukkig is nie. En dis waar geluk en sukses inspeel. If you're not happy, you're never gonna feel successful. So, ja, dit doen. Want daai meisie ry dalk 'n Audi R8, maar haar boyfriend het haar gelos vir haar sussie. Ja, nee, kyk. Ek So gaan ja, ook sê, ja.
Ek gaan ook definitief sê ja, want hoe kan ek sê dat hulle plaas die mooi karre en al die goed, hulle plaas die mooi goed. Maar ek dink baie keer dat sosiale media suksesse fake lyk. Miskien So. kook sy lekkerder, sorry. Miskien kook sy lekker. Nee, kyk. Of miskien los sy haar vir haar boetie. Mense weet. Wie weet, dalk is dit die stiefma. Ek sal nie weet nie. Jy ry oor die erg, maar jou stiefma is net so oud soos jy. Goed hoor. Daar sê julle, ek hoop julle het darm iets uit vanaand gevat met die vraag oor sukses. Ek het baie hier uitgevat en dat laat die mensheid weer 'n bietjie opnuut dink oor sukses. Nou Lisa. Oor krisis, jy gaan dit wees. Ons gaan ons eerste kortspeletjie speel. En die speletjie se naam is Deal Breaker or Not. So al wat jy hoef gaan te doen is jy moet net sê is dit 'n deal breaker of is dit nie. Okay. So ek gaan vir jou 'n stelling lees en dan gaan jy vir my sê is dit 'n deal breaker of is dit nie 'n deal breaker. Okay. Right. Hier gaan ons. Julle tap and share. Kom ons kyk of ons nog hoor likes kan kry as laasweek. Let's go. Dit is Eerste skrif een. soms. Okay, go. Ons eerste een om elke dag 5 uur op te staan. Dealbreaker. Daai kyk sê alles. 2. Jy kan nie vir my voor 8 uit die bed uit nie. Om sukses aan volgelinge te meet. Dealbreaker. 7 dae 'n week werk sonder rus. Wat? Nie 'n dealbreaker nie. Elke prestasie op sosiale media plaas. Dit hang af. As dit jou trots maak, go for gold. Ek sal sê in between. As dit is wat jy Vyf. jou hartjie gelukkig maak, doen dit. Daar sê op ander trap om sukses te bereik. Nee, moenie dit doen nie, dis stout. Ja. Don't do that. Fake it till you make it. Ja, As dit 'n klein oorwinnings nie vier nie. nee, ek dink jy moet. Doen dit. Verseker, ek dink dit so. Geen sosiale lewe, net werk. Like, dit vir julle Like, as ek kyk, hierdie julle- bubble bakkie. Nie 'n social life kan hê nie. Ek kan nie alleen wees met myself vir te lank en dan rok ek mal. Gaan praat met jou maatjie, al is hy jou hond. Sukses is gelyk aan 'n dierkarre en klere. It depends. Maybe nie. Ek sal sê dis in between. Depends wat jou sukses, wat jou definisie van sukses is. Nee, definitief. Jy het bevestiging van ander nodig om suksesvol te kan wees. Hang af wat se tipe mense jy is, so ook in between. Partykeer het mense reassurance nodig. Obsessief wees oor om die beste jy te wees. Doen dit. Girl strewe, gaan vir goud, skeer jou hare af, daai dit pink as jy moet. Ja, dit En die definitief. laaste een, bekend wees versus gerespekteer wees. Respekteer wees. So ja, wees eerder rather leave the naughty people out of this. Tata Asie. Right. Nou, Lisa. Hier kom die ook krisis uit. So, ons volgende en ons groot... Julle kan nie. Ons volgende en ons groot speletjie se naam is
Skommelsaam. Julle kom nie. Okay, right. So, hoe skommel saamgewerk? Wes krisis julle, hoe skommel saamgewerk? Is beslis nie hoe dit klink nie. Right. So, hoe skommel hoe skommel saam gaan werk is. So dit bring ons dan by ons speletjie vir die dag met die naam van Skommel saam. Hoe die speletjie gaan werk is, daar gaan 6 kategorieë wees. Die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Die gas gaan dan 3 van hierdie kategorieë kies. So die gas, naamlik jy Lisa, gaan dan 3 van hierdie kategorieë kies en die oorblywendes gaan dan na my toe kom. En ons gaan dan vir ChatGPT vra om hierdie lekker melkskommel wat ons gaan saambou aan mekaar te sit. Om te kyk hoe dit gaan uitkom. Okay. So, watter 3 kategorieë kies jy? Toppings, Ja? vulsel Ja? en wat is die ander? Die houer, die geur, die sous of die afronding? Okay. Ek soek die toppings, die vulsel, die geur, ek dink is die geur en die houer. Ja? Okay. So, die vulsel is dit wat binne ingesit gaan word. En die geur is die flavour wat ook al dit gaan wees. So, jy kies die toppings, die vulsel en wat kies jy nog? Die houer Koppie. of Ja. die geur? Okay, Die kop. die houer, sure. Daar's Let's go guys. Alisa gaan vir jou so 'n paar minute gee om te dink. Right, guys, please tap and share. Let's go. I promise you want to see how this milkshake is gonna look like. Let's go, Okay, moet ek nou guys. vir jou gee? Okay, die houer. Dit moet 'n pink houer wees. 'n pink houer wees. Houer. Ja, die skyn, maar daai deurskynende pink. Jy moet nog steeds bietjie deur hom kan Okay. sien. Met cherries op. Okay. Dan Op die houer. vulsel. Ja, op die houer. Dan die vulsel moet roomys wees. Okay. En dan die toppings moet chocolate sprinkles met met 'n cherry en so klein bietjie van daai poeier chocolate goedjies op hê. Nee, rainbow sprinkles. Rainbow sprinkles met daai chocolate poeier en cherry. So rainbow sprinkles 'n met die chocolate chocolate poeier, Ja. edible glitter en 'n cherry. En 'n cherry, okay. Dan Right. ek maak net vir jou baie werk. Nee, wat? Okay, die geur, bubblegum. Ons gaan met bubblegum. Die stroop. Julle in die comments gee vir my 'n bietjie advice. Kom ons hoor 'n bietjie. Wat 'n stroop moet ons vir hierdie lekker melkskommel gee? Wat 'n stroop julle dink uit die boks uit. Ons maak 'n lekker milkshake vandag. Ja, julle. Laat ons hoor. Lime, salted caramel. Lisa, wat Caramel, is een van jou aandag? lime. Definitief lime. Ek het nou die laaste Lime. ding wat ek aan gedink het is lime. En peppermint. Krisis, ek kan jou lime. Lime. Ew. 'n bubblegum milkshake met lime op. Nou ons draai dit vir die lime ene. Biskom. Nou maar dit kan lekker wees. Ons probeer slegte milkshake maak. Sy. Baie dankie julle. Dit is dan ons speletjie skommel saam. Shake it, shake it, shake Right. it, you like it. Daar sy julle. Terwyl my geliefde in die agtergrond besig is om vir ons hierdie lekker melkskommel aan mekaar te slaan op ChatGPT,
Gaan, bring dit ons by ons laaste skeppie van vanaand en dit is die Q&A vraag. Right Lisa, kom ons begin. Jy sê dat jy vir mense 'n beter siening wil gee oor mense op sosiale media. Vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie stelling. Okay, weer eens, verskoon my, ek sou babbelbekkie, ek laat praat. So, baie mense, en dit kom uit persoonlike experience uit, sien my op social media as 'n baie stuck-up, is die beste woord om te gebruik, is 'n baie stuck-up mens. Oh my word, sy het followers op TikTok, en sy bly in 'n huis op 'n berg, en sy het 'n mooi kar, en sy het 'n fancy foon, so outomaties dink hulle, sorry vir my woord, ek is 'n bitch. Dis outomaties wat mense dink, en persoonlik voel ek net, what you see is what you get. So, net omdat, goed dankie met jou Brennas, net omdat ek al hierdie dinge het, ek is op social media en 'n paar mense ken my of loop my raak in die mall en hulle herken my, dan dankie vir my rosies, dankie vir my donuts. Beteken nie noodwendig dat ek stuck-up is nie. Ek is 'n smiley vriendelike mens. As jy my sien in die mall, freaking tackle my vir al wat ek worry. Hallo, sê dit hallo. Soos ek love dit, dis soos hallo, hoe gaan dit? Maar ja, so ek wil net hê mense moet sien dat jou skepping van 'n mens is dalk nie noodwendig altyd dieselfde as wat jy dit sien nie. As jy my sien op 'n dag waar ek hartseer is en ek het nie lus vir jou nie en jy maak 'n afleiding net van daai dag af, beteken nie noodwendig dat ek is nie. So ek wil net vir mense wys dat soos luister, net omdat ek al hierdie goeders doen of sê of het of whatever jy dit nou wil sê of omdat ek followers op TikTok het, beteken nie ek stuck-up nie. Soos dit beteken nie ek misbruik dit nie. Bly humble, soos ek is wie ek is. Wat jy sien is wat jy kry. Or if you don't like me, not my problem. Bye-bye. So, Exactly. Ek wil net hê mense moet sien soos julle, as jy dalk dink, mense op social media met hierdie goeders of hierdie siening, ek het net ek as 'n voorbeeld gebruik, dit is so stupid, maar as jy nou byvoorbeeld net dit dink, dan voel ek half net, leer dalk eerder die persoon ken voordat jy 'n afleiding maak van hoe hulle is of wat hulle is of dink hulle is 'n bitch, because 90% van die tyd is dit nie die waarheid nie. Definitief, ek hoor jou. En if you don't like it, scroll. Dit is so maklik om te scroll. Braai! Dan gaan Papa, jy groete, sien jou nooit weer nie. Hallo julle! Daar's hy. Ons tweede vraagie is, positiwiteit is vir jou baie belangrik. Vertel ons bietjie meer waarom dit so 'n belangrike aspek vir jou is. Die oomblik wat jy negatief na iets kyk, is die oomblik wat jy jou failures gaan vat as 'n fail en gaan opgee. So as jy positief bly en jy sê ek weet nie wat, ek het nou geval, maar môre staan ek op en ek doen dit weer en ek val dalk nie. Soos jy moet net positief bly met die feit van jy moenie opgee nie. Ja. So ek voel net dit speel 'n groot rol in jou sukses op die ou end van die dag, want jy moet positief kyk na goeders, maak nie saak hoeveel keer jy faal nie. Definitief. Ja, so dis Nommer 3. Waarom is dit vir jou belangrik om voluit te lewe? jou lewe. Jy lewe net een keer, julle. Ek wil nie vir my kleinkinders vertel, oh my word, ek het so goed op skool gedoen nie. Nee, ek het my license gefail want ek het 'n traffic cone gesteel. Dit is wat dit is. En nie jou lewe, guys. Soos moenie stront, moenie dom wees nie. Wees net lekker. Julle, jy lewe een keer, gaan eet jou chocolate romans, tree die oggend, al tel jy 1 kilo op. Dit is wat dit is. Definitief. Die vierde vraagie, watter raad het jy vir iemand wat tans TikTok begin het, wat graag 'n TikTok influencer wil wees? Ek stel myself nie in die kategorie van influencer nie. Ek voel daai naam of woord word baie misbruik. So ek sal sê
Jy moet hard werk, consistent wees, gemotiveerd wees en bereid is om struikelblokke te veg wat in jou pad staan. En jy moet baie open-minded wees. Baie open-minded. As jy gaan huil oor elke negatiewe comment of lelike woordjie wat iemand vir jou gaan sê, dan sê ek jammer my skat, maar dit gaan nie vir jou werk. As die tannie vir jou sê jy's dik, dan sê jy, "Haai tannie, maar ek lyk so lekker want ek eet so lekker." Ja, met ander woorde, jy moet baie open-minded wees en jy moet Ja. dit kan vat van wie dit afkom en jy moet ook verstaan dat alle mense is geregtig op hulle opinie, maar dit beteken nie hulle opinie maak saak nie. Definitief. The consistency, open-mindedness en positive. Daar's hy julle, daar's hy. Ons laaste vraagie vir jou op die Q&A Lisa is: wat is een woord wat jy sal sê wat jou persoonlikheid beskryf? Hektiek. Hektiek sê jy. Julle in die comments wat my ken, kan julle elkeen vir my 'n woord gee wat julle dink my persoonlikheid beskryf? Want hier's baie van my mense soos my type of people on here en ek wil net graag sien wat hulle dink. So wat sal julle in die comments wat my ken my persoonlikheid af soos beskryf? Ek sal sê hektiek. Kwaadjie sê chaos. Chaos. My ma sê chaos. Chaotic, hektiek, chaotic. Kom ons kyk. Dis nogal eintlik 'n goeie een. All over the place. Dis almal het iets in gemeen. Julle al hierdie woorde het iets in gemeen. Doenig. Daai is 'n mooi een, hè? Lisa, chaos en hektiek verseker. Ek sal sê vriendelik ook. Vriendelik is ook 'n baie goeie woord. Soos ek is baie vriendelik. I'm just a baby, I'm just a girl. Chaos all over the place, doenig, exciting. Hektiek is my woord. Bubbly, verseker. Daai is seker, my noemnaam was Bubbles geweest. Kan julle raai hoekom? Ja. Great, julle As is ek nie julle- oulik geweest. 'n woord moet gee, sal ek sê vibey. Definitief vibey. Altyd vibey. Ek wonder Ja. wat my Karel sal sê julle. Kom ons hoor. Moet ons hom gaan Is jou vra? Karel naby? Ja. Let's Waar is do hy? it. O ja, hy sit hier voor. Hou aan. Kom ons vra hom gou. As jy my persoonlikheid in een woord kon beskryf, wat sou dit wees? Uitsprekenheid. Is dit 'n woord? Ek dink so. Uitsprekenheid. Julle is uitsprekenheid 'n woord. Toe maar ek het ook nou 'n woord gegee wat ek nie eens dink bestaan nie. Ou aan, gee net kans julle. 2 hours later. Julle is uitsprekenheid 'n woord. Dit is nie opwindend. Opwindend. Okay, opwindend. Dankie. Okay, hy sê opwindend. Wat sê jy? Definitief. Nou julle, is julle gereed om te sien hoe hierdie lip lekker melkskommel lyk? Wat ons nou aan mekaar geslaai het. Dan moet ek dit sien. Ja, ek wil dit sien. Let's go guys. Daar is melkskommel. Dit lyk actually lekker. Dit lyk soos iets wat ek sal eet. Dit lyk lekker. Ek dink, kyk, waar's my glitter? Ai, ek sien my glitter julle. Kyk daar. Ek dink daai is een opwindende melkskommel. Dis hy, dit beskryf julle, as julle wil hê my persoonlikheid moet beskryf wees, die. Dis my persoonlikheid, die melkskommel langs my. Ietsie van alles.
So die melkskommel se naam is the Pink Bubble Lime Milkshake. En julle die resep gaan na die live beskikbaar wees. So julle moet gaan loer. Nee, dankie. Nee, dankie. Ek sê okay, I'm good, thanks. Dankie, Joe. Julle, wow, daar is ons milkshake. Nou julle, voor wat die aand verby gaan wees, bring dit ons by hierdie afdeling en dit is die bemarking afdeling. As jy graag wil hê ons moet jou advertensie hierso wys of jou besigheid bemark ensovoorts, julle, hier's jou kans. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kom met ons in kontak en ons laat dit vir jou gebeur. Want WJ Produksies, by WJ Produksies is dit jou kans vir groter dinge. So, kom ondersteun ons sal dit baie waardeer. Lisa, dan wil ek ook vir jou die voorreg gee. As jy enigiets van jou kant af wil bemark, hier is jou kans. Ek bemark net my hond. Gobbie! Kom eens op. Hy is baie, nee ek joke julle, ek het niks om te bemark nie, maar ek wil net wel vir sê, baie dankie dat jy my as gas op jou show gehad het, dit was baie, baie lekker. Ek het dit vreeslik baie geniet en dit is altyd bitter lekker om met julle te kan gesels, veral in die comments te interact. So, ja. Definitief. Baie dankie Lisa. And everything nice. Definitief. Ek meen alles in een. Dit was een amazing hond gewees. Dit was fire gewees. Lisa, baie dankie. Dit was 'n groot voorreg om jou as ons gaste kon gehad het. En julle kykers, aan julle ook baie dankie. Dankie julle. Ons gaan julle volgende week weer sien. Bye. Aan almal wat Lisa kom ondersteun het, ons sê vir julle ook baie dankie. Dankie dat julle support kom wys het. Ek gaan nou gou die poster opsit vir volgende week maandag se gas. So volgende week maandag die 11de Mei, seisoen 1 episode 3 van Pro en Praat het ons vir Demarius. En hy staan ons gas volgende week. Ons kyk uit om julle elkeen weer volgende week te sien. Van my kant af, jou favourite melkskommel, 'n geseënde nag vir julle en onthou, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Ons sien julle volgende week. Bye julle. Baie dankie. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.